Goeienaand aan julle almal. Ek is baie bly julle kan hier vanaand wees en baie bly vir die wat ook aanlyn inskakel en ek hoop julle het die skakel betyds gekry, anders kan julle seker 'n bietjie later ook inskakel. Jy weet mos YouTube vergewe jou as jy bietjie laat is, maar my pa het my nooit vergewe as ek 'n bietjie laat was nie. Maar nou ja, almal moet seker eers 'n bietjie Duitse bloed in hulle hê om hulle betyds te maak. Ek het 2 jaar daar in Duitsland gebly. En ek het baie duidelik agtergekom hulle hou van hulle tye. Jy bespreek nie net met hulle hoe laat jy gaan kom nie, jy bespreek ook hoe lank jy daar gaan wees. En as jy vir 'n uur kom kuier, na 'n uur dan staan almal saam op en hulle stap jou tot by die deur, nie tot by die kar nie. Tot by die deur en hulle sê vir jou totsiens. En dit is baie vriendelik, dis vir hulle vriendelik. Dis hoe dit werk. So toe ons die eerste keer die Duitsers by ons laat aankom het en ons kuier en op die einde toe stap ons tot by hulle kar en hulle kon nie verstaan hoe kan stap jy tot by die kar nie. En vir ons is dit normaal, jy waai tot en die last touch en jy doen al daai dinge en nou ja, ons kinders het gou geleer dis tot by die deur en dan dis waar jy dan nou stop. Want die Duitsers het verskillende skoene wat jy aantrek. Jy het 'n huisskoen en 'n tuinskoen en 'n buiteskoen en daar's my kinders wat ek skool het 3 verskillende skoene gehad om net skool toe te vat. En so hulle het vir alle skoene kaalvoet is glad nie toegelaat in die lewe daar nie. Maar nou ja, so is dit. Maar goed, baie welkom. En hierdie reeks, die finale gebeure, die finale magte van die wêreld. En is 'n reeks waarop ek gaan fokus op wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel vir ons rondom wie gaan die finale rolspelers van hierdie wêreld se geskiedenis wees? Wie gaan daai rolspelers wees? Wat gaan hulle doen? En hoe speel hulle teen mekaar en saam met mekaar en vir mekaar en aan watter kant moet ons wees? Waar moet ons staan in die lewe? Wat sê die Bybel daaroor? Ek is nie so vreeslik geïnteresseerd oor wat sê een of ander professor nie. Maar ons gaan teks op teks deurwerk in hierdie reeks. En wat vir my baie interessant is, ons vind dat die Bybel vir ons sê, op die finale verhaal gaan alles opstyg, soos 'n vreeslike verduideliking, maar dit is soos 'n pitsveer, of 'n pysie wat ryp word. Hy gaan al hoe erger word, tot op die finale piek wat gaan gebeur. So elke liewe mag, elke liewe filosofie, elke liewe sonde, elke liewe ding wat jy aan blootgestel is op die aarde op een slag, gaan almal op een slag ryp word. Kommunisme, kapitalisme, sosialisme, jou sondes, of dit nou geld is wat gesteel word, of misleiding wat plaasvind, of wat ook al vorm, gaan op een slag, en dis wat ons die verse gaan sien vanaand, gaan op een slag begin ryp word. Oorloë, gerugte van oorloë, natuurrampe. En ons gaan sien dat hierdie verhaal gaan op 'n punt kom waar in die Engels sê dit and their hearts failed for fear. Met ander woorde, dit gaan erg raak. So ergens gaan ons 'n rots moet kry. Ergens gaan ons weet waar staan ons in hierdie wêreld om deur hierdie moeilikheid wat op pad is deur te gaan. Anders te gaan ons die vrees ons oorweldig. En wanneer ons dan weet God gaan met ons wees tot aan die einde, tot ons kom haal. Wie gaan wen? God gaan wen. Julle sal sien, die Bybel maak dit baie duidelik en ek gaan vir julle uitwys dat dit kan nie anders nie. Hy gaan wen. En wanneer daai finale wederkoms gaan plaasvind en daai finale verhaal plaasvind, dan is dit die einde van hierdie gemors op hierdie aarde. En daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat vir ons wag, waar ons geen meer dood, geen meer siekte, geen meer gehuil en mis en ek kan nie wag vir daai dag nie, ek kan nie wag vir daai dag nie. Maar ons moet iets doen om by daai dag te kan uitkom. En dis wat die Bybel vir ons gaan uitwys. Nou een van die magte wat Jesus self vir ons uitverklaar het is misleiding. En misleiding as 'n finale mag van alle kante af. Nou dink 'n bietjie daaroor, ek het nou al bietjie gedink oor misleiding. Misleiding is al so deel van ons lewe. As daar so staan, jy gaan 'n nuwe EV elektriese kar koop en jy kan 430 km met hom ry, dan weet jy dis
Nie vir jou die 430 kilos nie. Dis vir iemand anders dalk. Maar jy gaan dalk 330 uit hom kry, want 430 was daai perfekte scenario waar daar geen windweerstand was of iets het gebeur, maar dis alles behalwe heeltemal die waarheid. Of sê nie, jy gaan koop gewone lemoensap. Dan gaan jy winkel toe en jy gaan kyk en jy soek vir lemoensap en jy sien hier staan daar 100% lemoensap. Wat sê jy vir jouself? Alles behalwe, né? Daar het iets met 100% lemoensap is wanneer jy hom nou so uitgedruk het en dat wat ook al daar uitkom, dis wat ek drink. Maar wanneer daar staan lemoensap, dan wonder jy by jouself, kyk jy, draai hom om en kyk jy vir 'n eetjie. Hier is al die lys ees. Hoekom is die ees daar? Sodat hy langer op die rak kan bly. Dis nou maar die rede en ons het dit al vergewe. Of uit ten minste eerste vergifnis wat ons gedoen het is ons het uit water bygekry. En of wanneer water, dan is dit mos klaar nie 100% lemoen nie. Dan is daar mos nou water by, maar ons is al so gekondisioneer dat ons dink dis oukei. Dis oukei dat die wêreld vir jou lieg. Dis oukei. En op die einde van die dag of is 'n konsentraat wat hulle net weer opgevul het. Hoe het hulle 'n konsentraat gemaak? Hulle het iets daar uitgehaal om 'n konsentraat te kry en met dit die vitamiene het verdwyn, hulle het dalk gekook of gepasteuriseer of iets het gebeur, maar definitief nie meer wat hy was nie. So ons is al so gemaklik gemaak in die lewe dat 100% beteken nie 100% nie. En so is ons al gewoond aan leuns wat om ons draai. Teenoor as my ouma moes wakker word uit haar graf uit en sy sou die 100% sou sê die Pick-n-Pay se bestuur aangevat het. Hoe kan jy sê dis 100%? Jy weet, in hulle gedagtes 100% moes 100% gewees het. Nou is dit iets. Daarom hooplik proe dit nog soos 'n lemoensappietjie. Weet, deel moontlik 'n appelsappietjie by of 'n ietsiekie by wat hom nou verleng het of een of ander vorm van 'n eetjie wat nou sy ding doen. En so het ons in ons gedagtegang nou al onsself gekry dat ons dink is oukei. En so is dit in alles in die lewe. As jy sien iets is verniet, is dit gewoonlik verniet. Het jy al gehad dat iemand vir jou tandeborsel sê, dis verniet daar by jou venster. En as jy opgevat het, net 'n R5 of 'n R10. Jy weet, dit is rarig, niks kan meer net wees wat hulle sê dit moes gewees het nie. En so het ek 'n bietjie gekyk, verbruikersbedrog, volgens Statistiek Suid-Afrika, 811.000 gevalle in 2024-2025. 811.000. Toename van 552.000 van die vorige jaar. Kan julle sien hoe gaan hierdie grafiekie gaan hy nou op? Hy's besig om te styg. Voorbeelde: se kredietkaartbedrog, aanlynkope, valse diensverskaffers. Hoeveel keer? Ek het nou al geleer, as dit te goed om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. Dan is dit nie waar nie. As hy prys, as jy sien waar hier is ietsie fout, dan moet jy klaar wonder. Dan is dit digitale bankbedrog, neem toe. Amper 100.000 gevalle in 2024. Amper 100.000 gevalle. 86% toename van die vorige jaar. So iets het gebeur die laaste paar jare, maar die bedrog in hierdie land het totaal oorgeneem. Maar nie in die land nie. Toe ons in Duitsland was dit klaar daar ook. Totale verlies van 1,9 miljard rand wat mense gesteel het. Ek het 'n vriendin en ek sit hierdie 'n blaadjie op my status. Maar ek sit hom toe op my Telegram. Hulle het ook so 'n story ding of status storie wat jy kan doen. En ek sit dit sommer op Telegram ook. En ek sit dit op en hier sê hulle vir my, "O, ek het jou status gesien." Ek sê, "O, goed om weer van jou te hoor." En volgende ek sê die persoon wel, "Ek wil jou graag weet op 'n groepie sit waar ons dis nou jy kan jou geld invest en goedjies en ek dink nou, hoe het sy nou vir my te sê wat ek my geldjies moet maak? En ek gaan toe op die ding en ek sien die volgende en ek kyk hier die verhaal so en dit is God bless en man, jy gaan miljoene kry en ja, ek het soveel gekry. Hierdie is legit. Kyk, as iemand vir jou die 7de keer sê dis waar, dan moet jy weet dit is
Dan word jy begin wonder, wat gaan nou hier aan? Nou, hier is nou 'n slang in die gras, en dis al die dingetjies. En ek gaan toe WhatsApp toe, en ek stuur vir 'n boodskapie, ek sê vir, ek wil net seker maak, is dit jy? Jy weet, ek vra 'n paar vragies, net bietjie vra, net om kyk wat antwoord sy nou terug, want dit in Telegram is ook baie formele Afrikaans geskryf. So daar's klaar 'n klokkie wat lui. En ek gaan toe na, en sy sê vir my, nee, haar Telegram is gehack. Sy het niks nie. En hierdie persoon praat met my nog die hele tyd asof hy my ken. Hoeveel bedrog is daar nie nog nie? Hoeveel mense is daar? Daar's honderde mense op daai groep. En die hoof van hierdie groep is iemand wat iemand se identiteit gaan steel het. Hoe kan jy dit vertrou? Jy kan niks vertrou nie. 97.000 gevalle in 2014, 86% toename van 1,9 miljard rand, ek bedoel weg, 65 van gevalle via banktoepassings. So ek sê my ma altyd, as sy vir my sê, ja, Koen het my laat weet, dan gaan my Absa bank rekening toemaak. As ek nie hier klik nie, dan sê ek my ma, wow, het hulle maar gebel. Okay, ma, het nie is groot, maar 'n bank wil nie hê jou rekening moet toe wees nie. Die enigste manier is gaan in bank toe en gaan vind uit, maar ek kan maar nou beloof. As maar in elk geval daai adresie gaan kyk, sal maar sien daar staan heel moontlik iets van BYCTFG so stokse adresie. En as jy op hom klik dan lyk dit soos Absa. Dit lyk soos Absa, dit klink soos Absa en dan tik jy jou goedjies nou daarin. En dan as jy weer sien dan is jou geld weg. Ek sê vir my ma, daar is 'n manier. Of hulle so ruk terug was dit nou baie gewild, want hulle op Facebook, dan sit mos nou een of ander man wat vreeslik deftig en mooi lyk. Ek is 'n ingenieur en die en daai, en dan begin hulle, nou het hulle spesifiek ouer dames geteken, en dan begin hulle met die persone gesels op Facebook. En as jy weer sien, na rukkie, dan wat doen hulle? Hulle sê, man, ek wil vir jou geskenk stuur. En dan sit ek reg, en dan gee jy nou jou adres, want hulle wil vir jou ietsie stuur, want jy het nou al vriende vir 'n week of vir 3 maande met die persoon, en dan sê maar, dit kan nou nie deurgaan nie, want daar's nou 'n geldtekort, jy moet nou net soos 'n R2000 betaal, dan gaan die geskenk nou kan deurkom. Dit is 'n lang storie. En my vriendjie waar my ma, hulle is besig met haar, en sy gesels met die ou ma, sy weet nou nie, sy dink sy is net 'n vriendelike ou. En toe begin hy nou met hierdie, en ek sê vir my ma, watch ma, daai ou gaan vir ma geld vra. En toe hy nou so begin van 'n geskenk, so sê, en volgende gaan ek seker vir jou geld moet stuur. Dit sê daar op een stap voor gewees. Dan was daar KI of AI. Gedrewe bedrog soos deepfakes en stemnabootsings neem baie toe. Nou party van hulle is nou regtig opwees. Ek weet nie of julle van daai gesien het nie. Daar sit 'n short waar Trump op 'n krokodil sit of weet jy, dit is baie is nou grappig. Jy weet, hulle maak 'n grap van hierdie goeie. Nou dit kan jy duidelik sien, dis sommer nou maar net. Maar ander maak hulle so realisties dat jy amper nie kan sien nie. Jy moet kyk na hulle lippe. Het ek agtergekom. Hulle weet nog nie lekker hoe om die lip en die woorde sink reg te kry nie. So die ou of ewe skielik sal hy 'n snaakse uitdrukking op sy gesig hê, weet sy gesig sal skielik wiep of sy kop word skielik breër en nouer. Of iets soos dit, so hou hulle mooi dop. Gelukkig is KI nog nie heeltemal op standaard nie, so jy kan partykeer net sien, of jy sal agterkom, maksimum 4 of 5 sekondes, dan verander hulle na iets anders toe, want hulle kan nie 'n lang video van dit maak nie, nog nie, hulle is nog nie daar nie, maar dit is groot bedrog wat wêreldwyd plaasvind. Dan SIM-swaps, verliese aan die sektor R5.3 miljard, fokus op mobiele toestelle en persoonlike data. SIM-swap gebruik om toegang tot jou bankrekening te verkry. Wat kan ons doen? Okay, verifieer altyd, is dit nou waar? Gebruik twee-faktor verifikasie, meld bedrog aan, maar ek sê op die einde vertrou niemand nie. Jy kan amper net nie meer mense vertrou nie. As jy hom nie ken nie, weet jy nie wat gaan hy bied nie. Jy weet nie wat gaan aangaan nie. Vertrou niemand nie. Daar kan jy ook jou eie familie vertrou. Nou, dis nou 'n uitdaging op 'n ander vlak. Maar ja, ons hoop maar nou dis nou nie so nie. Maar ten minste weet jy as hulle nou ons praat, want dis familie. Jy ken mos jou familie. Kan jy nie? Ek kan so lekker sien as Dood terug, is daai ligte skerp. Okay. Nee, want jy staan in die begin van die Okay, die is reg. Sorry man, ek kan nie so Nee, ja, ek sal so staan.
86% van mense wêreldwyd is al aan valse nuus blootgestel. Nou dis 'n uitdaging. Maar nou is daar fact-checkers en checkers van fact en fact-checkers. Nou weet jy nie naderhand, kan ek CNN vertrou of moet ek Fox News vertrou of moet ek die alleen mannetjie wat daar staan en vir jou baie slim lyk vertrou of wie kan jy nou wat se nuus gaan jy vertrou? Want dan is dit dieselfde scenario soos hierdie oorlog in Iran byvoorbeeld. Dit is dieselfde scenario, maar as jy na Fox News luister en CNN, dan kan jy nie dink is dieselfde oorlog nie. Dit klink soos twee verskillende oorloë. Dan wonder jy nou waar die wêreld, wie kan jy nog vertrou? En nou is BBC is nou ook uitgevang dat hulle goed gefabriseer het wat nooit bestaan het nie. Ander het weer mense afgaan neem waar hulle CNN 'n hele optog het, maar toe kom hulle agter dis 'n ander optog van 'n jare terug wat hulle ingeplant het asof dit vandag is. Jy weet nou hoe kan jy nou wat hulle wil iets skep, hulle manipuleer die massas, maar toe die massas begin slim word en begin agterkom maar hierdie ouens is besig om ons nonsens vir ons te praat. Ongeveer 40% van inhoud wat gedeel word op sosiale media is vals. My vraag is, wie die ander 60%? Ek moet nie so sinies wees nie, dit is seker net 40%, maar jy begin vra, jy begin nou wonder, hoeveel van die persentasie, 40% die offisiële getal is, wie dit gaan kyk, wie besluit 40%, 60% is waar. En dit is 'n groot probleem, wat ons vandag sien. In die Verenigde Koninkryk sê 45% van volwassenes, hulle sien daagliks valse nuus. En dan oor, sien julle hoe die vertroue is besig om? Nou die Here sê alles gaan wat in die donker gebeur sal ontbloot word. Nou ek weet nie of julle dit al beleef het, maar as jy gejok het, hoe lank hou die jok? Hy hou net so rukkie dan word jy uitgevang. Van kleins af nou, ek praat nou nie van net groot mense nie, van kleins af het gebeur dit, weet jy word uitgevang. En so is dit nou ook met groot maatskappye. Groot maatskappye dieselfde. Misinformasie. 80% van was in die VSA het al valse nuus gekyk. Erken dat hulle ook 'n valse storie gedeel het. Slegs 32% van Amerikaners vertrou nuusmedia. En joernaliste is geworried oor dit. Baie, want dis hulle werk ook. Meeste van hulle wil die waarheid praat, dink ek, glo ek nou maar. Ek wil jy tog nie gegaan en gesê, "Kyk, ek sal hierdie werk vat, ek wil heeltyd lieg." Jy weet, dis ook nou nie, dis nou nie jou plan om heeltyd te jok nie. So ek glo nie almal wil net valse nuus verkondig nie, maar die probleem is daar's ouens wat dit doen en nou is jy besig om almal onder dieselfde kam te skeer. In 2023 is meer as 500,000 deepfakes op sosiale media gedeel. Ek dink 25, 26, dis nou al baie meer. Ek wil hierdie AI is besig om die wêreld vrot te maak. So ek wil graag vandag vir julle voorstel die woord van God, die Bybel. Nou hoe weet jy as iets waar of vals is? Dit vat gewoonlik so 6 maande tot 6 jaar, of so ietsie. Dan kom jy agter die ou het vir jou gejok. Hierdie ou lieg vir jou. Hierdie persoon dis nie waar nie. Dit vat jou so tydjie. Tyd, die toets van tyd. Die toets van tyd verklaar vir jou op die einde van die dag, is dit waar of is dit vals? Nou hierdie is die oudste boek in die wêreld wat nog gedruk word. Hier en daar het hulle bietjie papierusse, daar's geen papierus wat so oud is nie. Maar hulle het van vark skien gemaak, ja, varkvel, het hulle van die goedjies gemaak wat hulle nou nog kan hê. Ja, okay, daar is papierusse wat behoue gebly het in sekere omstandigheid wat hulle kan hê, maar nêrens is daar 'n boek wat van daai tyd nog gedruk word nie. Hierdie is die oudste boek in die wêreld wat nog steeds gedruk word. Ek bedoel, sy oorsprong hardloop nou al by die 3400 jaar, as ek reg onthou, terug. So dis 'n lang tyd. Dis 'n baie lang tyd. Dis die oudste boek in die wêreld, nog steeds die topverkoper. Hy het die toets van tyd deurstaan. Inteendeel, hierdie boek het hulle nog nooit gekry dat hy lieg nie. Hy's in harmonie
met mekaar. Dis een van die grootste redes hoekom ek in hierdie Bybel glo. Behalwe vir ander redes wat ons deur die reeks gaan kry. Maar een van die grootste redes is, wat is die kans, soos ek Saterdag uitgewys het, wat is die kans dat jy 40 skrywers kry, oor 3 kontinente, oor 'n tydperk van 1500 jaar geskryf, oor 'n tydperk van 1500 jaar, 3 kontinente, 3 verskillende tale, meeste skrywers het mekaar glad nie geken nie, en dat hulle in harmonie is met mekaar. Wat is die kans? Man, amper niks. Ek bedoel net die feit dat ek en my vrou ooreenstem met iets, is klare wonderwerk. Weet wat is die kans dat 'n klomp mans kan saamstem oor enigiets in hierdie lewe? Veral as jy 'n eie wyse man het. Ek weet nie of jy 'n eie wyse man het nie, maar my pa was nogal iemand wat hy het geweet. En toe ontmoet ek sy broers. En toe kom ek agter hulle al 4 is so. Hulle almal dink hulle weet. Hulle weet. Nee, ek weet. Hy sal sê hy weet. Almal weet. En hier is 'n klomp wat sulke diep goed geskryf het. En dis in harmonie. Wat is die kans? Dit kan net van God af wees. Nou die Bybel, ek het nou gegaan en gaan kyk, wat is die 10 grootste in 2024 die mees verkoopte weergawe boeke in die wêreld? The Woman, 1.5 miljoen kopies. A Court of Thorns and Roses, 1.3 miljoen kopieë. The Sacred Shadow, 1.25 miljoen kopieë. The Housemaid, 1.1 miljoen kopieë. En Atomic Habit, 982.000 kopieë in 1 jaar verkoop. Dis nogal baie, né? Ek bedoel hierdie ouetjies, Kristen Hanna, ek bedoel hulle het goed geskryf. Maar ek het dan nou net gesê hierdie is die topverkoper. Waar is hy? Waar is die Bybel in die lys? Hoekom is die Bybel nie hier nie? Kan ek vir julle sê die Bybel is lankal in sy eie liga. Dis die A-liga, hierdie is die B-liga. Want hulle het lankal besef die Bybel verkoop soveel meer as enige boek dat hulle dit op uitgehaal. Hy's heeltemal bo. Inteendeel jou top 10 is nog nie eers soveel soos wat die Bybel verkoop het in 1 jaar nie. Die top 10, as jy hulle bymekaar tel, is nog nie eers soveel soos wat die Bybel verkoop het nie. Hy's heeltemal bo enige ander verkoper. En raai wat die tweede meeste gekopieerde en vertaalde boek in die hele wêreld. Die boekie se naam is Skree na Christus in Afrikaans, op Step to Christ. Tweede meeste in die hele wêreld. En waaroor gaan dit? Dit gaan ook oor Jesus. Steps to Christ. Dis die boekie se naam. So in ander woorde, die tweede meeste boek in die wêreld ook, wat is hy, waaroor gaan dit? Weereens ook oor God. En dan kyk ons bietjie na US sales, surge 22%. Nou dis nou net sales 13.7 million in the first 10 months of 2024. Inteendeel, ek het een artikel gelees wat gesê het teen die einde van die jaar was dit 19 miljoen Bybels verkoop in daardie 2 jaar terug. 19 miljoen. En die grootste rede is hulle soek sekerheid. En raai wie koop die meeste Bybels? Dis jou jonges. Dis in die ouderdom van 16 en 26. Hulle koop die meeste Bybels in die UK en in die VSA. Hulle is die ouens wat die meeste Bybels koop van alle generasies wat tans bestaan, lewe. En hulle, hoekom doen hulle dit? Hulle praat ook van daar's influencers van op TikTok en op verskeie kanale wat Bybelstudie doen. En die jeug is besig om die Bybel te bestudeer. Hoekom? Want hulle sê daar's geen meer vastigheid nie. Hulle soek waarheid. Hulle soek vastigheid. Hulle is op soek na dit. En dis in die VSA en in Engeland, dis die statistieke wat ek nou opgekyk het. Wat vir my interessant is, want dit voel altyd of hulle die goddeloosste is van die lot. Maar dis hoekom hulle dalk die mees soekendste is van die lot. Hulle soek weer 'n basis. Wat beteken dit? Hulle sê ons is 'n Christelike land. Wat beteken dit? Ons weet nie. So ek wil julle graag vat na Openbaring. Hier begin ons nou in Openbaring. Ek wil julle na Openbaring 1 toe vat. Openbaring 1. En ons gaan na 1 vers 1 toe. En ek wil gou vir julle net sê. Die eerste 3 hoofstukke van hierdie boek vertel vir jou hoe God ons geskaap het en in perfekte omgewing
En wat vertel hy ons ook? Hy vertel ons hoe sonde en die gemors in hierdie wêreld ingekom het. Die laaste 3 hoofstukke vertel jy hoe hierdie sondeprobleem opgelos word en sonde verwyder word. En ons gaan nie meer sondig nie. Inteendeel, hoe die dood ingekom het en hoe die dood vir ewig verwyder gaan word. En hoe hierdie wêreld herskape gaan word tot 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En die hoofstukke tussen dit, tussen daai, sê vir ons hoe het God met hierdie sondeprobleem, wat het hy gedoen met die sondeprobleem? Wat het hy gedoen met hierdie klomp wat so rebelleer en jok en steel en lieg en bedrieg en moor en rondslaap en alle. Wat het hy gedoen met ons klomp rebelle op aarde? Wat het hy gedoen met ons? En hoe het hy die probleem opgelos en hoe het hy dit hanteer? Die openbaring van Jesus Christus. Wie se openbaring is dit? Dis die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. O, dis nou interessant. Ewe skielik word die Here gesê, ek gee vir julle hierdie boodskap van God af wat gou moet gebeur. So in ander woorde, God het gesê, hy gaan vir ons sê wat gaan gebeur. En Johannes het dit geskryf in 92 na Christus. Het hy die boek Openbaring geskryf, van God af ontvang, en hy het dit neergeskryf, geartikuleer, het hy dit neergeskryf, wat hy gesien het. En hy het gesê wat gou moet gebeur. So met ander woorde, Openbaring verklaar vir ons wat sal met die kerk en in die wêreld gebeur vanaf Johannes se tyd af tot aan die einde toe. Met ander woorde, die Here het dit gesê. Dis nie ek nie. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Met ander woorde, hier sien ons dit. Dis die openbaring van Jesus van God af. Nou, dit sê nie vir ons, dis net die Vader nie. Ons kan dit aanneem of ons kan sê dis die drie-eenheid. God, die drie-eenheid of die Vader. Ons kan God, as dit sê God, verwys dit partykeer na die Vader, ander keer na die drie-eenheid. Maar dit sê nie vir ons nie. Ons kan aanneem, dis die drie-eenheid of die Vader, wat besluit het, hierdie boodskap is Jesus se. Deel van die drie-eenheid, Jesus se. Wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kennis gegee het. So hier sien ons vanaf God, dis Jesus se boodskap na sy engel, jy sal sien deur die hele Openbaring is daar 'n engel wat Johannes rondvat aan hierdie visioen, sê maar dit is soos 'n movie, maar die cool deel van die movie is jy's deel van die movie. Jy is ook daar. Weet alles gebeur hier om jou, dis nie die acting of goed wat gebeur, kan nie sê acting nie, maar 'n visioen wat gebeur om jou en jy's deel van dit. En dan op die einde aan Johannes te kenne gegee het. En Johannes het dit neergeskryf. Salig. Wag, salig. Wat beteken salig? Ek weet dis 'n ou woord vir ons jonges. Wat beteken salig? Salig beteken gelukkig. Maar nie enige geluk, is 'n ou Hollandse woord wat beteken verlossingsgelukkig. Met ander woorde, dis iets wat jy net ervaar as jy verlossing ervaar. As jy weet die Here het jou vergewe en daar is 'n ewigheid en jy kan agterkom hoe hy jou verander, hoe hy jou help om deur die moeilikheid te gaan, hoe hy jou help om deur uitdagings deur te gaan. Dis die woord salig. So verlossingsgelukkig is hy wat die woorde van die profesie, dit is 'n profesie, weer eens. Hy het dan net gesê toekoms en nou noem hy dit 'n profesie. Profesie lees so, dis 'n voorspelling. En die wat dit hoor, so eers moet ons dit lees. Salig is hy. Ons gaan gelukkig wees. Daar's 'n seëning agter dit as ons dit gaan lees. So ek wil vir julle sê, in die volgende tyd wat julle hier saam met my gaan wees, gaan dit 'n seëning wees wanneer ons die woord gaan oopmaak. Wanneer jy dit lees, en die wat dit hoor. So dit help nie net jy lees en jy dink aan jou popcorn wat mens gespring het of is my strykyster af of weet, hoekom het daai vrou dit nou vir my gesê? Nee, jy lees en jy bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Weer eens tyd, 3 keer. As die Here 3 keer goedjies herhaal, dan weet jy, dit is, hulle noem dit 'n Hebreëse parallelisme. Hebreëse parallelisme, hy sê vir jou wat hy vir jou gaan sê. En dan sê hy dit. En dan sê hy vir jou wat hy gesê het. So wanneer hy dit 3 keer so herhaal op 'n ander angle, dan sê hy eintlik vir jou dit is
'n kernboodskap. Dis baie belangrik dat jy moet verstaan. So wil die Here hê ons moet weet, hy is die God van tyd. Hy ken die toekoms. Hy weet wat gaan gebeur. En hy wil vir ons dit gee. Dit is sy belofte hierso. Bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Nou wat baie interessant is, die vorige een, as jy nou na hier gaan kyk, jy sal sien die toon wat gou moet gebeur. Nou, hierdie toon is signify in die Engels. So dit is soos 'n prent. Nou, al die onderwerpe wat ons gaan deurgaan, gaan ek vir julle 'n prent skilder. Nou ek weet nie wie van julle is skildenaars nie, wie van julle hou daarvan om ietsie te skilder nie. My ma is sy skilder. Sy wou altyd hê ek moet saam met haar skilder. Nou ek het nie die geduld nie. Maar ja, sy hou van skilder. En dan hoe sy begin skilder, sy doen eers 'n ligte potlood skets. En dan begin sy die agtergrond. Verbeel jou so Karoo prentjie, né? Daar is eers die lig bo, van onder af boontoe hy donkerder word met die kleure skemas, die berge silhouet word geskilder. Dan terwyl hy die berge silhouet so geskilder wat so halwe 'n dowwe kleur is daar, dan die volgende wat kom is die voorgrond al hoe helderder kleure na die voorgrond toe. Dan is daar 'n huisietjie, tipiese Kaapse huisie met die wit muurtjies en die grasdakkietjie. En dan is daar natuurlik hier's 'n boom, dan kom die boom op met die goedjies, met die takkies en so aan, en dan sit sy 'n eekhoringkie daarin, en dan kom hier onder is 'n hoendertjie op die heel einde, 'n hoendertjie en dalk 'n donkiekarretjie heel voorop. So met ander woorde, sy begin van agter af vorentoe. En elke keer as die kwas deurkom, dan begin hierdie prent vorm aan. En heel op die einde vat sy swart en sy doen die buitelyne om die kleure en die mense uit te lig. En dit is presies wat hier gebeur. Ons gaan sien, ons gaan 'n onderwerp vat. Byvoorbeeld vanaand se misleidingverse wat ons gaan vat. En ons gaan die verse en ons kyk in die Bybel. Wat se prent het God vir ons gesignify? Wat se prent het God vir ons geskep in die Bybel rondom hierdie onderwerp? En wanneer ons net een vers vat, dan kan ons sê, as jy net die ou hoendertjie het, dan kan jy nou enige praatjie gee oor die hoendertjie, man het gekraai, wat ook al. Maar nou dat jy agterkom, nee, dis daglig, nou kraai hy nou nie meer nie, verstaan? So met ander woorde, sover jy hom verder inkleer, dan kom jy agter, hierdie was net een klein stukkie van die groter prent. En terwyl ons, partykeer kry jy die hoender en dan kry jy hierdie kant 'n stukkie van die boom en daar is 'n donderwolk, dan dink jy, maar hoe kom hierdie goed by mekaar? Dit klink vir jou of die Bybel teen homself praat. Dit klink vir jou so, want die een teks sê A en die ander een sê loodreg B. Dit klink nou, hoe kan die goed by mekaar kom? En dan begin jy die ander verse lees en dan begin jy inkleer. En wanneer jy al die verse oor 'n onderwerp gekry het, dis wanneer jy die diepte begin verstaan en dan kry jy die hele prent. So in ander woorde, ja, ek wil graag dit net so, kom ons los dit daar. Salig is hy wat dit lees, hoor en bewaar. Openbaar, nou gaan ek na die laaste hoofstuk toe, 22 vers 6. En hy het vir hom, ek gaan meeste van die tyd gebruik ek die 1953 vertaling. Goed, net omdat ek groot geword het aan hom en ek hou van hom, hy klink vir my soos Bybel, alright. Maar as ek 'n ander vertaling gebruik, dan sal ek dit vir julle in hakies sit. Partykeer doen ek hier en daar, sal ek vir julle, gebruik ek aan want hy's dalk bietjie meer beskrywend rondom om hierdie prent in te kleer, of hy gebruik dalk 'n woord wat bietjie meer verstaanbaar is, maar meeste van die tyd gebruik ek die 53. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegt te toon wat gou moet gebeur. Hier sê hy dit weer. In die begin en die einde, hy sê, ek het nou vir jou gesê wat het gou gebeur. Wat het gou gebeur? En dis hoekom julle hier is, julle gaan uitvind, aand na aand, wat het God vir ons gegee, spesifiek vir die tyd waarin ons vandag leef. 22 vers 10. Kyk, ek kom gou. Nou die woord salig, dis die tweede keer wat ek dit nou vir julle lees. Maar salig beteken verlossingsgelukkig, maar hy kom 7 maal in die boek Openbaring voor. Nou Openbaring het 404 verse. 278 van die 404 verse kom uit die res van die Bybel.
So die Here het vir homself 'n opsomming geskryf. Nou dis hoekom, wanneer jy die boek Openbaring alleen lees, dan dink jy, joh, wat op aarde gaan nie aan. Maar tot jy die kruisverwysings, waarvan 277 in die Ou Testament is. Okay, kruisverwysings is daar baie meer, maar aanhalings is 278. Kruisverwysings is heel wat meer, oor die 1500 as ek reg onthou. Ek het dit hier ergens geskryf, maar goed, kruisverwysings is heel wat meer. Maar wanneer jy die kruisverwysings en die aanhalings lees uit die Ou Testament, dan begin dit Openbaring vir jou verklaar word. So met ander woorde, sodra ons die boek Daniël, die boek Jeremia, die boek Jesaja, daai profete so goed begin bylas nie, maar dit verklaar vir jou die simbole in Openbaring. En wanneer hierdie simbole verklaar word, dan begin Openbaring vir jou, wow, dis amazing. So dit is nou wat. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar, want jy het ons nou klaar gelees en gehoor. So nou is dit net bewaar. In vers 10, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie. Dis nie 'n geslote boekie. Dit is nie. Openbaring is 'n openbaring van God. Maar jy moet die res saam met dit lees, dan gaan die liggie aan. Julle gaan sien. Van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. Hier sien ons aan die einde van die Bybel sê dit, weet jy wat, gewoonlik was reg en verkeerd so af de mekaar, amper soos die Satan se yin yang, daai New Age yin yang waar dit so swart is mos en wit is. En dan binne in die wit is daar 'n swart kolletjie en binne in die swart is daar 'n wit kolletjie. Met ander woorde, alles wat goed is, het 'n bietjie sleg en alles wat sleg is, het 'n bietjie goed. En dis hoe die duiwel se wêreld werk. Hy het die swart en white magic. Hy het al die twee kontraste en alles maar eintlik sy eie konkoksies wat hy bymekaar gegooi het. En dis hoe die wêreld van waarin ons leef is, die goed en sleg is so half gemeng gewees, maar God sê, daar gaan 'n dag kom waar ek alles so gaan ryp maak dat goed en sleg gaan begin skyn. Dan gaan jy vir jouself kan sien, o jene, maar hierdie sigaretjie wat ek gedink het oukei is, het ek nie geweet wat se einde nie. Hy gaan my mos niks maak nie. En op die einde sien jy maar kyk hoe gaan my longe lyk as ek aanhou. Kyk wat gaan dit met my maak. Wat se gemors gaan dit op die einde van my maak as ek hierdie ding aanhou doen? Wat se invloed gaan dit op my kinders hê? Hoe dit hulle IQ gaan afbring? Hoe dit hulle gaan bietjie nie dof maak nie, maar verstaan, bietjie minder maak. Die punt wat ek wil maak is, so is dit met gaan die Here elke liewe ding gaan ons ewe skielik agterkom, maar sosialisme werkie, kapitalisme werkie. Hierdie kommunisme werkie. Nee, die goeie se einde is almal gemors. Ekskuus dat ek politiek nou aanval. So is dit met alles in die lewe wat ons kan nagaan. En so die Here sê, laat hom nog meer vuiler onreg doen en die wat vuil is nog vuiler word. En laat die regverdiges, so jy gaan sien, die wat haat en wil moord en gaan doodslag en almal wil uitmoor in 'n land of wat ook al, xenophobic, al daai goedjies gaan erger word op die einde. Maar die wat skoon is, gaan nog skoner word. God het dit gesê. Wat het ek gemis? En kyk, ek kom gou. En my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy geloofsoortuiging was. Is dit wat daar staan? Nee. Volgens sy werk. Nou, ons weet ons word gered uit geloof. Ons word gered uit die Here se verdienste, nie ons eie nie. Maar een of ander manier word werke hier aan gekoppel. Ons gaan eendag 'n bietjie kyk na dit. Hoekom sê die Here hier skielik werke is belangrik? Hoekom is werke nou belangrik? Maar ek het gedog, werke is nie belangrik nie. Ek het gedog, dis net die Here se geregtigheid wat oor my geplaas word. Hy het in my plek gesterf. Maar die Here het gesê hy gaan ons werke. Maar dis die vrug van die Gees wat moet deurkom eers, maar dit kom nog. Salig is die wat sy gebooie doen. So nou kom dit oor gebooie. Vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, ingaan deur die poorte van die stad. So die Here wil hê, ons moet nie jok nie, ons moet nie steel nie, ons moet nie ander afgode hê nie, hy wil hê ons moet tyd met ons spandeer, hy wil hierdie goed hê. Dit is onthou jy, hy het beloof, hy gaan ons kliphard uithaal.
ons hart van vlees gee. Hy het beloof, hy in Hebreërs beloof, hy gaan sy gebooie op ons hart skrywe. So as ons nie toelaat dat hy sy gebooie op ons hart skrywe nie, dan het ons nie, jy weet, dis nie uit my eie uit nie, net hy dit staan daar, dis nie my woorde nie. Die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Is dit nie mooi nie? Pragtig. Dis verniet. Dis verniet. Verlossing is verniet. Maar tog kos dit jou iets. Wat kos dit jou? Jy moet oorgee. Die Here vat my. Ek wil julle afgaan, my laaste klein stukkie van vanaand. Ek het 12 minute oor. Plus die 5 minute wat laat begin het. En wil ek graag vir julle ek vat julle daar op die Olyfberg nou. Nou die Olyfberg, van julle was daar aan Jerusalem, was die voorreg om 'n paar keer nou al daar te wees, en die Olyfberg is vandag vol grafte. 'n Groot deel van hom, ten minste, is klomp grafte wat daar is al vir donkie jare. En bo op die Olyfberg as jy daar staan, dan kyk jy by die grafte, dan kyk jy deur die Kidronsvallei, dan kyk jy oor die ou Jerusalem stad. En dan kyk jy oor daai stad en dan jy kan nou daai koepel sien, natuurlik die moslim en 'n stukkie van die ou tempel is eintlik net 'n herboude stuk, maar dis 'n ander debat vir 'n ander dag. Maar die punt is, jy kyk daar oor die hele ou stad. En ou Dawid se stad is natuurlik onder die grond. Ons was hoeveel meters onder die grond, dan kry jy nou daar waar daai groot bakstene waarmee hulle die eerste tempel gebou het, se vloer is nog daar. En julle kan dit gaan kyk, jy klim dan af in 'n tonneltjies en dis baie benoud. Sê jy nie en te vrees is nie, go vir dit. Ek het op 'n stadium loop jy deur daai gangetjie nou. Ek het relatief en te vrees en hulle het my eers deur Hiskia se tonnel gestuur. Nou Hiskia se tonnel is totaal amazing want die water loop tot vandag toe deur daai tonnel. Ek bedoel dit is seker 3000 jaar terug. En hulle deur daai rots het hulle 'n tonnel gekap om die water van die stad van buite na in die stad te kry toe hulle omsingel was. En hoe hulle dit gedoen het, al twee kante af en op 'n stadium sien jy nou hy's so bietjie breër in my geval. En hulle het my gevnyk om daarin te kom. Ek klim so, dis so 'n gaatjie man in die grond, dan moet jy nou daar inklim en dan loop jy deur water en dan is dit nou so nou en dan moet jy nou hier deur en daar's nie 'n lig nie, daar's niks en ek wil so inklim en daar's 'n ou, ek gaan so saam met 'n ou dokter, argeoloog, Du Plessis hy van en ek sê nee, ek gaan dit nie maak nie. Ek draai so om. Hy vat my so vas en sê ek het vir jou gebid, Jaco. They're like, okay, wat? En hy sê moenie worry nie. Jy kan net hier in en dan gaan jy as jy se eentjie aangegaan het, dan word dit so groot en dan sal 'n inskripsie aan die linkerkant. Ek sê nee, okay, ek sal nou maar. En ek gaan so af en ek loop nou deur daai my pel was toe nou voor my gelukkig, want daar was iets soos 300 of 400 kinders voor ons. Nou moet julle weet, jy's in hierdie gang. Hierdie kinders is voor jou, jy loop so. Hy het toe nou stadig geloop dat ons nooit hoef te stop nie. En daar's 'n ander vrou, lang storie, ek maak die storie nou te lank. Ek loop daar en ons praat en dis net hierdie gekapte dingetjie en die watertjies loop tot vandag toe. Tot vandag toe loop hy water daardeur. En ek loop daar deur die water en dis soos gelukkig praat hierdie tannie non-stop hier agter my en ek moet heeltyd antwoord. Na 23 minute se loop onder daai grond, né. Toe sê ek vir leraar François, wanneer Du Plessis, of hy's nou 'n dokter, François, wanneer was die inskripsie? Hy sê nee, is nog net so eentjie, Raai waar is daai inskripsie? Dis aan die ander kant van die tonnel, as jy uitgaan, dan word dit mos groter. Daar is daai inskripsie. Die het my gevang vir 'n feile. Maar in elk geval, daar is aan die ander kant, dankie tog, ek sweet sommer klaar as ek net daaraan dink. Maar goed, nou kan jy ook aangaan, en dan is daar nou die plekke waar jy letterlik op stadiums het my bors is nou nie vreeslik dik nie, maar ek moet myself so deurgeforseer het, deur gangetjies, om daaronder in die grond te kom, waar nou die groot klippe is van Dawid se tyd af. Maar goed, hoekom sê ek, Jesus staan nou op hierdie berg, pragtig, kyk hy so af, en hy sien daai marmermure, pragtige wit mure van die tempel, en sy disippels wil dit vir hom wys, hulle is opgewonde, want hulle is trots daarop, man, dit is
Beter as jy in die geboue, man. Hulle kyk daar en hulle wys nou vir hom die pragtig en hy sê vir en hulle vra vir hom en hy sê vir hulle, daar gaan nie een klip op 'n ander van hierdie ding. Een klip bo op die ander oorbly nie. En hulle vat hom een kant, dis nou al so binne gesprek en hulle vra vir hom en hy toe hy op die Olyfberg gaan sit, Matteus 24:3. Kom die disippels alleen na hom toe sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Want hulle wil weet, wanneer gebeur hierdie goed nou? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En dit vat 'n God, ons God, die enigste God, om vir jou in een stuk 'n verklaring te gee van wanneer Jerusalem sou val en die einde van die wêreld op een slag te gee. En hy sê, wat is sy eerste woorde? Vers 4. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Dis die eerste woorde wat hy vir hulle sê. Heel eerste woorde. Pas op, dis hoekom ek die reeks begin met misleiding as 'n mag. Want dis God se eerste woorde oor die tyd waar ons bly. Wat gaan oorneem? Misleiding. Pas op dat jy nie mislei word nie. En op hierdie noot wil ek vir julle sê, daar's niks besonders in my dat ek julle nie kan mislei nie. Dat ek nie dalk vals kan wees nie. Daar's niks besonders in my wat hier staan nie. Wanneer ek met julle gesels oor dinge, kan julle maar dink aan is die ketel af of die strykyster af. Julle kan maar dink aan hierdie dinge. Maar wanneer ons die woord van God gaan oopmaak en ons gaan die verse lees, wil ek jy met al jou aandag gee. Dis die enigste waarheid wat daar is. Nie hierdie dominee of 'n ander dominee of 'n priester of 'n pastoor nie. Ek sê daar's goeies, ek gaan nou nie sê daar's slegtes nie. Ek sê dit, waar moet jou vertroue wees? In geen mens, die God sê, werk jou eie heil uit. Dit beteken werk jou eie verlossing uit. Werk jou eie verlossing uit. Met hom, met danksegging en in gebed saam met die Here. Daar's geen, moenie glo wat ek sê nie, glo wat daar staan, asseblief. Matteus 5, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. En hulle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, pas op. Moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Kyk, so die oorlog gaan kom, die dinge gaan kom, maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, daar sal 'n hongersnood wees en pestsiektes, COVID-19, en aardbewings, tsunamies, en op verskillende plekke. Maar al die dinge is die begin van die smarte. En wat baie interessant is, die Engels sê dit vir ons baie mooi, beginning of the birth pains. Want hierdie smarte is daai smarte wat 'n vrou het as sy geboorte gee. Nou ek het nou nog nie geboorte gegee nie. Hulle sê mans kan deesdae, ek weet nie wat se tipe man dit is nie, maar hulle weet eers wat 'n vrou is nie. Maar goed, die punt is, wat ek baie graag wil uitwys is, as jy geboorte gee, blykbaar. Ek het net langs my vrou gestaan, sy was hier so gewees, sy het allerlei elektriese goedjies op haar maag gehad en daar was 'n printertjie. Die printer het baie gefassineer, ek is baie tegnies, ek hou van tegniese goedjies, en die printertjie het heeltyd so gemaak, en dan met tye, dan gaan hy wild te keer aan daai printer. Dan kyk ek die printer en dink ek, hy moet gekalibreer word, iets wat hy gaan nou baie te keer, en dan kom ek agter maar my hand word gedruk. Dan kyk ek na my vrou se gesig, en sien ek maar sy gesig uitdrukking, is 'n uitdrukking van een of ander iets wat fout is, maar is direk ewerhede gaan die printertjie. Dan gaan hy so krrrr, dan kyk ek haar so, dan sien ek my iets is nou hier fout. En net as ek die knoppietjie wil druk, dan gaan hy weer normaal. En dan smile sy weer. En so het ek haar bekyk en ek het agtergekom, die printer en sy doen dieselfde ding op dieselfde tyd. En ek het nou agtergekom, dis nou een of ander kontraksies wat hulle toe nou noem. Ek sê nee, maar goed. En hierdie kontraksies het nader al hoe willer geraak en al hoe nader aan mekaar. En al hoe willer nader dat ek gedink die printertjie gaan vashak. Tak tak tak, gaan hy daar te kere en dan en toe hy nog een keer so erg te kere gaan, die volgende oomblik toe is my seentjie gebore. Fantasties. En ek weet nie wat het met haar gebeur nie, maar ek het saam met my kind gehardloop waar hulle hom gaan skoonmaak het en ek het na hom gekyk, hy het seker lang slapvoetjies gehad, hier sit hy vandag, maar hy lang slapvoetjies gehad en hy tot vandag toe, hy al trek al by nommer 12 skoen, so ek weet nie waar gaan dit eindig nie. Maar ja, die punt is,
Ek het net die foto's gekyk en sê, oupa Barry, dis al wat ek gedink het. Maar dis wat die Here gesê het, dis dieselfde wat gaan gebeur. Met ander woorde, hierdie hongersnode, hierdie pestsiektes, hierdie COVIDs, hierdie oorloë, hierdie aardbewings, hierdie goed gaan al hoe meer erger word en al hoe nader aan mekaar. En ek weet nie van julle nie, maar in my kort leeftydjie het en die geskiedenis wat ek dopgehou het, was dit nog nie so erg dat dit al hoe meer en erger word nie. So hier wil vir ons baie duidelik maak dat die Here se voorspelling van hierdie birth pains of geboortepyne is besig om al hoe nader te kom aan 'n groot uitdaging. Vers 11. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Weereens, hy het nou al 3 keer 'n pause gevat in verduideliking in die 24 om vir ons te sê van misleiding. Soos misleiding 'n groot issue aan die einde. Moet ons weet wat in die Bybel aangaan? Duidelik. Vers 24, weereens, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal valse Christusse. Dink net daaraan. Iemand gaan sê hy's Jesus of in die plek van Jesus. Iemand gaan dit sê. Mense sê dit. Ek gaan vir julle nog wys. Moenie volgende maandag aan mis nie. Mense, dis 'n reality. Dis 'n werklikheid. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen. Nou wag 'n bietjie. As daar nou iemand is wat hier in 'n reistool was vandag en ek sê in die naam van Jesus staan op en loop. Wat het julle onmiddellik in gedagte? Dit moet van God afkom. Maar wat staan hierso? Die valses gaan groot tekens en wonders doen. Ek sê nie die wares gaan dit ook nie kan doen nie. Maar dadelik moet ons besef 'n teken dat iemand uit 'n stoel kan opstaan of hy was blind en hy kan sien of wat ook al uitdaging is nie noodwendig 'n teken dat dit van God af kom nie. Dis nie ek wat dit sê nie, dis Jesus wat dit sê. Met ander woorde, onthou net van die 10 plaae wat gehardloop het in Egipte. Die eerste 3 plaae, wie het dit gedoen? Moses en die towenaars. Al 2 het dit gedoen. Hulle al 2 kon die eerste 3 doen. Die laaste 7, ja nee, die towenaars kon toe nou nie meer daai muskiete maak en so hulle dingetjies, hulle poeiertjie was seker op gewees, ek weet nie, maar hulle kon dit nie reg kry nie. Nou right. Maar die punt is, die eerste 3 wie dit gedoen. Toe Moses sy staf neergooi, toe gooi hulle se staffe ook neer en dit word almal slange. En okay, hy het nou daarom alles opgeëet. Ons wen daarom nog eenetjie daar. Maar die punt wat ek wil maak is, ons moet net besef 'n wonderwerk is nie 'n teken dat dit van God afkom nie. Ons moet hulle aan hulle vrugte leer ken. Goed, ek gaan nie weer dit. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Met ander woorde, dit lyk so opreg, dit lyk so Christelik, heilig. Daar's net een manier dat ons kan onderskei. Is dit van God of is dit nou nie? En dit is dit moet in harmonie wees met hierdie skrif. Ons kan nie ewe skielik sê, okay, wag, ek hardop myself vooruit. Kom ons lees die volgende vers. Maar pas op, Matteus 7 vers 15. Pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle toe kom en binne roofsigtige wolwe is. Hulle wil iets by jou steel. Hulle wil iets by jou kry. Hulle wil jou dood hê. Pas op daarvoor. Dis die Here wat dit gesê het. Nou as ek hier aankom met lekker staffie in my hand, rooi stert, 2 horingkies en 'n vurk, gaan julle my volg? Nee, om ander sal sê, gooi hom, skiet hom. Maak hom dood. Die verbond. Maar as ek so by julle aankom, gaan julle my dan glo? Dalk makliker. So in ander woorde, die Here sê pas op, want hulle kom in skaapklere met wat onder hulle arm. Lyk of hulle van Jesus af is. So wat moet ons weet? Maar 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Wow, dis hard.
Maar hy wat die wil doen, dis daai werke. Nou daai werke. Hier sit hy doen die wil. Hoe kan jy die wil doen sonder 'n werk iets te doen? Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Hoe weet ons wat God se wil? Daar is net een manier. Ek in gebed ook saam met die woord. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam gepreek nie? Deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Volgende vers. Dis harde woorde. Seker die hardste woorde wat ek van weet. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Wil die Here hê ons moet sy wet van liefde onderhou? Wil die Here hê ons moet daai 10 gebooie onderhou? Want hy sê dit daar. Ek het dit nie uitgedink nie. Dis sy eie woorde. As ons vanaand 'n King James gehad het, sou dit in rooi geskryf gewees het. God self het dit gesê. God self het dit gesê. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hoekom? Ons het hom nie toegelaat dat hy sy wet op ons hart skryf nie. Ons wou dit nie onderhou nie. 1 Timoteus 4 vers 1 en 2. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae dat hy sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en lering van duiwels sal aanneem. So in die laaste dae gaan daar mense wees wat? Leringe uit die Bybel, dis 'n lering, maar van duiwels, met ander woorde 'n misinformasie gaan probeer opdis. Geeste van duiwels. Deur die gefeinsdheid, dis skynheiligheid, van die leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Dan hulle weet hulle maak droog. Hulle weet hulle maak droog. Ek gaan 'n bietjie vinniger beweeg. Hierso is dit net, daar gaan moeilike tye kom, want hulle is groot praters en arrogant, en daar gaan moeilike tye kom in hierdie wêreldse geskiedenis. En hulle is onvergewensgeskind en so aan. Ek wil graag by 'n ander een uitkom. Hulle is roekeloos. So ons is besig om 'n skildery te teken van die eindtyd en van misleiding. So ons het nou al gehoor dat die Here sê dat dat daar baie valse profete gaan wees. Hulle gaan jou leer hulle gaan wonderwerke doen, kan doen. Hulle gaan nie God se gebooie onderhou nie. Want dis wat die Here gesê het. Wat gaan verder? Maar die goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. So in ander woorde, partykeer mag hulle dalk gaan swat het ergens. Of onder 'n ander leraar, dominee, pastoor, priester, onder 'n professor, onder iemand geleer het. Daai een het verlei en hulle word verlei deur hom. In ander woorde, party is verlei en hulle weet dit nie. Party mense is verlei en hulle weet dit nie. Ek wil julle weer eens bring na wat toe? Die woord van God. Dis wat hy gesê het. Openbaring 22:6. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Hy sal vir ons toon wat is waarheid. Maak seker jy weet wat staan hier binne as my smeek vir julle vanaand. Want dis wat jou gaan deurdra tot die einde toe. Geen wonder nie, want die Satan self verander om 'n engel van die lig. Met ander woorde, tot die Satan... Ekskuus julle. En geen wonder nie, want die Satan self verander om in 'n engel van die lig. Die ou gaan terugbel. Verander om in 'n engel van die lig. Dit is niks besonders nie wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke weer eens.
Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. Met ander woorde, jy kan skyn heilig wees vir 'n rukkie, maar jou vrugte sal jou uitverkoop. Jy kan skyn heilig wees vir 'n rukkie. Jesaja sê vir ons dit baie wel, tot die wet en tot die getuienis, tot die wet en tot die getuienis, wat die profete gegee het. As hulle nie volgens hierdie woorde spreek nie, volgens die Bybel, is dit omdat daar geen lig in hulle is nie. Met ander woorde, toets wat almal sê. Toets dit, gaan kyk vanaand, vat die verse wat ek jou gegee het, gaan lees dit vir jouself. Gaan maak seker jy's op die regte pad vir jou eie verlossing. Die steekstander wat dan vir voor al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel, in die kerk van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. En hierdie vers gaan ek vir julle nog in diepte verklaar volgende maandag aand. Nog in diepte. Hy sit in die kerk. En hy maak asof hy God is. Julle sal nie glo wat julle oë gaan sien nie. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. In ander woorde, is dit sonder krag? Nee, hy maak wonderwerke. Die hele godsdienst is om wonderwerke gebou. Openbaring 13, ons gaan een hele aand hier aan spandeer, ek wil net een ding uitwys, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en ons gaan presies sien wie is die dier, wat is die aarde, dit gaan vir julle duidelik wees. En hy het 2 horings gehad, ons gaan die horings presies is verklaar in die Ou Testament, julle gaan duidelik sien, net soos 'n lam en gepraat soos 'n draak. Ons gaan donderdag aand gaan ons die draak hanteer. Want dit is die geeste van die duiwel wat die tekens doen. Hoe meer duideliker wil julle dit hê? Hoe meer duideliker kan ons dit sien, maar 'n wonderwerk kan van 'n duiwel afkom. Maar als sou, hier is een van die belangrikste verse, as julle nog nie gekonsentreer vanaand, die fokus net gou op die ene. Maar als sou ons of 'n engel uit die hemel, ek het 'n droom gehad, ek het 'n engel gesien. Kyk, as die engeltjie 2 horingkies het, dan hardloop ons, né? Maar as hy 'n pragtige mooi engel is, wat maak ons? Al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Al sou 'n engel na jou toe kom, met wat moet jy dit vergelyk? Onthou, donderdag aand gaan ons vir julle wys hoeveel engele daar is wat geval het saam met Satan. Nie ons het, die Bybel gaan dit verklaar. En ons gaan dit vir julle lees. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hoeveel verse kan ek nog vir julle lees van dit? Baie valse profete. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarin gespreek word, die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hom wat lees oplet. Met ander woorde, Daniël is 'n profeet. Môre aand gaan ons kyk na Daniël, die eerste profesie van Daniël. En ons gaan daai grondlegging plaas van die profesie van al die groot koninkryke van die aarde, wat daar verklaar is. En dit gaan soos 'n handskoen pas. Julle gaan amazed wees. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Dit het Daniël geskryf, toe sê, het Jesus weer die terugbewys na hom toe, sê, as jy die einde wil verstaan, gaan na Daniël toe. En dis die sleutel, hoofsleutel, van die boek Openbaring. En hy sê, kyk, ek maak julle bekend, wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op 'n bepaalde tyd van die einde. Openbaring 12 sê weer, en jy Daniël hou die woorde geheim en verseël die boek tot aan die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek, dis wat julle nou gaan doen hier op die tyd van die einde. Baie sal dit deursoek
en die kennis sal vermeerder. En hy het vir my gesê, gaan heen, want die woorde bly verborge en verseël tot aan die tyd van die einde toe. En nou word dit oopgemaak. Vir ons protestante het dit begin oopgaan, en dis wat ek vir julle wil uitwys. Goed, kom ons gaan aan. Tot in die verre toekoms in. Ek wil net vir julle sê, van die inligting, dis net 'n klein skrif wat ek wil gee. Van hierdie verse, die prente wat in die Bybel gaan deurkom, gaan skokkend wees. Die Bybel sê, dit is soet in die mond, Openbaring 10 sê vir ons, is soet in die mond, maar bitter in die maag. Want jy besef, wow, het God het al hierdie goed vir ons gegee, en dan begin jy die implikasies verstaan, en dit maak jou bitter op die maag. Het gaan skokkend wees. Ek sluit af met dan hierdie 3 versies, en dan is ek klaar. Nou sê ek. Ok, nou het ek 'n mannetjies hierso. Ons is seker maar bly en happy nou. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegt te toon wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Hierdie prent is gegee, signify, dis simbole. En hy het dit deurgegee. Salig is hy. Salig. Julle gaan verlossingsgelukkig wees wanneer julle hierdie goed verstaan. En ek wil julle nooi om te kom en hierdie pragtige prent van die voorspellings van die einde van die wêreld te kom vasvang. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. My laaste vers van die aand. En ons het dan kan ek maar nou speel. En ons het die profetiese woord wat baie vas is. Dis vas. Wag, hierdie ding gaan julle nou aandag aftrek. Ek sien julle kyk al klaar vir hierdie pragtige prentjie. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet aandag gee. Dis 'n vaste skrif. Julle gaan sien hoe die profesie presies waar geword het van A, B, C, van die oudste tyd, van Babylon se tyd, dwars deur die eeue, presies waar geword het tot vandag. Hoekom dan nie die laaste stukkie nie? Dis vas. God het gesê, dit gaan so wees, en dit het presies so gebeur. Die donker eeue, die hele verhaal tot op die einde, is presies vas. Wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee, soos op 'n lamp, dis vir jou 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn, wat totdat die dag aanbreek en die môrester opgegaan het in julle harte. Met ander woorde, ewe skielik dis wat met daai Immanuel gangers gebeur het, toe Jesus vir hulle die profesie oopmaak. En hulle sien, dis wat alles met die Messias moes plaasvind, en toe hulle klik, maar dis die Messias, toe verdwyn hy. Want hy was net na die kruisiging, net na die opstanding. En te gaan lees, jy sal sien, en hy die profesie het hy vir hulle oopgemaak. En toe hulle dit klik, dis hulle so opgewonde, toe hardloop hulle so met 10 kilos terug. En dit is presies wat hier so, totdat in jou hart opgaan en jy besef, maar God is werklik in beheer. En as hy gesê het, hy gaan kom, dan gaan hy kom. Al wat ons moet doen, is om dit regmaak vir sy koms. Want geen profesie is deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, dis nie 'n slim oomie wat dit uitgedink het nie. Dis van God gegee. Deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. In ander woorde, wat ons vir julle gaan bring, is van God se troonkamer. Dis sy binnevertrek verhale. En we graag wil ons dit vir julle bring. Teks op teks. Kom ons sluit af met 'n gebed. Liewe Heer, ons drie enige God, ons sê dankie dat U vir ons wil openbaar wat gou moet gebeur. Dankie dat U vir ons uitgewys het, daar gaan baie valsheid kom, maar U is tog die lamp vir ons voet. En U gaan vir ons die weg baan. En ons weet ons moet ons eie heil, ons eie verlossing uitwerk en
Ons sê dankie, liewe Heer, dat U vir ons die Bybel gegee het en saam met U Gees dat ons kan verstaan wat ons moet doen. Help ons. Help ons dat ons nie mislei word nie. Help ons dat ons kan vas staan. En liewe Heer, waar mense aanlyn kyk en die mense wat gekom het vanaand, vra ek dat U met hulle sal wees terwyl hulle U woord oopmaak. En waar U beloof het, waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, smeek ek dat U elke aand hier sal wees en U woord vir ons sal oopmaak. Asseblief my God. En dis my gebed in Jesus naam. Amen.